Trouwens, jy is soos 'n oupa met 'n klein kindjie waarin jy kan wag dat ons met u moet kontak maak. Dat ons net vir u moet smile, dat ons net moet lief wees vir u. En Here, dit het u vir ons kom wys met Kersfees. En daarvoor maak ons u naam groot vandag. Sê ons vir u dankie, Here, dat u vir ons letterlik met Kersfees nie net eers aan die kruis op Golgotha nie, maar met Kersfees nuwe lewe kom skep en gee het. Wat net u kan doen. En Here, daarom wil ons vandag laag voor u buig en ons wil erken, en ek wil dit sommer namens almal wat hier sit doen, Here, om te erken dat ons kan nie en ons wil nie hierdie lewe op aarde sonder u lewe nie. Ons het u nodig. U is ons krag, nie net ons krag nie, u is ons sekuriteit. U is alles wat ons nodig het. My gebed is, Here, dat u deur my gebrokenheid en deur my gebroke taal en my gebroke denke, dat u vandag sal help dat ons u sal hoor, dat ek ook weer na u sal luister. En dat ons besef wat 'n onbeskryflike voorreg ons as die kinders het, om u te ken. Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons iets doen om beter te wees nie, maar Here, omdat u vir ons kom ontmoet het in u gebrokenheid. Ons gee vir u daarvoor al die eer, ons loof u daarvoor. En ek bid dat u vandag, u ken ons in ons harte, u ken ons van onder en van bo, van binne en van buite. Dat u in ons harte die boodskap sal kom skryf wat ons vandag moet hoor op Kersdag. En Here, ek bid dat u ons anders sal laat dink en dat u ons anders sal laat lewe. In Jesus se naam. Amen. Kry. 'n epic fail. Ek dink nou aan wat jy nou gesê het, nou kan ek nie die woord kry nie. Is 'n massiewe fout op 'n ongeleë tyd. Massiewe fout. Ons het 'n familielid wat eendag 'n troue bygewoon het van 'n ander familielid, haar skoonsister, sy dogter, is julle by my? Dis 'n bietjie ver. En hulle het haar gevra om die ringe by die troue te besorg, want sy is 'n betroubare persoon. Die ander kinders is so 'n bietjie losserig, hulle is nie so goed georganiseer nie, maar het geweet, hierdie vrou is goed georganiseer, hulle skoonsister. Sê toe, sal jy asseblief vir ons die ringe by die troue besorg, want dis mos nou 'n belangrike deel daarvan. Net een werkie. Sy en haar man gaan toe na die troue toe, en hulle bly by 'n gastehuis so eentjie van die trouplek af. En die troue begin, en toe die dominee begin preek, toe kom hierdie vrou wat een enkele werk gehad het, die betroubaarste van almal, agter die trouringe lê op die bed by hulle gastehuis. Die probleem was, die gastehuis is 30 km van die trouplek af, en is 'n grondpad. Maar sy besluit toe, sy kan nie net sit nie, sy moet iets doen, en sy spring in die kar en sy jaag met 'n vaart huis toe om die ringe te gaan haal terwyl die dominee preek, en sy bid op pad dat die dominee asseblief so lank sal preek dat sy betyds terug is. Lang storie kort, dominee het toe klaar gepreek, en toe vat hulle 'n pouse, want die ringe was nog nie daar nie. Die ringe het uiteindelik gekom. Nou, ek het bietjie gaan lees, ek ken ook nie die uitdrukking so verskriklik goed nie, en dis hoe ek dit wil beskryf in baie meer woorde, dis 'n skouspelagtige, met ander woorde opvallende,
groot voor die hand liggende, massiewe groot fout of mislukking wat 'n geweldige verleentheid veroorsaak. Petrus het dit oorgekom toe hy Jesus ontken het by die vuur. Toe hy gesê het hy ken hom nie, toe hy hom verloon het Petrus 'n epic fail begaan. Maar gelukkig is foute in ons lewens, wil ek amper sê, nie meer finaal nie. Foute maak nie meer wie jy is nie. Daar's een ou wat sê, as jy nie soms foute begaan nie, probeer jy nie genoeg nie, hard genoeg nie. John Maxwell, julle ken hom dalk, 'n baie bekende ou. Nou ons kry nou met hom soms te doen nie lewendig nie in video's en goed. Hy praat oor leierskap en sulke tipe van goed. Een van die voorste kenners daarvan in die wêreld het 'n boek geskryf wat jy daar kan sien, Failing Forward. Ek hoop die titel beteken vir jou so baie soos dit vir my beteken het toe ek die eerste keer die boek gelees het. Failing Forward sê daaronder staan turning mistakes into stepping stones for success. Failing forward. Hy sê foute bepaal nie wie jy is nie. Foute bepaal nie jou lewe nie. Dis wat jy met jou foute doen wat dit bepaal. Hy sê maak gereeld foute, maak gereeld foute, maar doen net iets met jou foute. Laat dink my aan 'n baba. Hier sit Leroy hulle met klein Lemay, klein babietjie. 'n Baba as die begin loop, val hulle meer as wat hulle loop. Maar nie een van ons wat in hierdie kerk sit sou vandag regtig kon loop as ons nie geval het nie. Want ons het probeer. Om te val, om foute te maak, is so normaal soos asemhaal vir ons mense, om gebroken te wees. Dis wat die Bybel dit noem. Dis deel van ons lewe, terwyl ons op aarde is, maak ons foute, want ons maak foute, omdat ons nie meer is, wat en soos ons gemaak is deur die Here nie. Genesis 1:31 sê, hy het ons na sy beeld gemaak. Hy het homself in ons ingeskep. Prediker 7 vers 29 sê, hy het ons upright gemaak. Jy kan dit gerus gaan lees, 7:29. Hy het ons opreg en mooi en goed gemaak, maar die mens volg sy eie kop. Dit is nie net jou man of jou vrou nie, is die mens. Romeine 5 vers 12 sê, sonde en gebrokenheid het deur Adam en Eva in die wêreld gekom, omdat hulle eie koppe gevolg het. Voor dit was dit nie daar nie. Toe was ons nog redelik foutloos. En juis omdat dit nou so is, omdat ons nou in die na-sondeval tydperk lewe, moet ons begroot vir foute, en foute is nie net toevallig en periodiek in ons lewens nie. Ek wil amper sê, ek doen periodiek die regte ding, maar ek fouteer gedurig. Dis as het ware ons sonde default. As jy vir 'n oomblik onwaaksaam is, maak jy 'n fout. Jy wil nie, maar jy doen dit. Dis wat Paulus ook sê. Hy wil die goeie, maar hy doen die slegte. As ons volmaak en foutloos was, het God ten minste nie nodig gehad om van die hemel af aarde toe te kom om ons te kom red nie. So, daar's ook goeie nuus oor foute. En ek wil vandag vir jou 3 noem, en ons tema vandag is gebrokenheid het krag. En ek wil vir jou sê, daar's 3 goed oor foute wat ek en jy moet weet vandag. Die eerste ene is, God erken en verstaan jou gebrokenheid. Hy sê in Psalm 103 vers 13, die Here weet watter maaksel ons is. Nou, die King James vertaling sê, he knows our frame. As jy na 'n motor kyk, dan lyk hy pragtig van buite, as in jou vroukie of mannetjie hom nou nie gestamp het nie, dan lyk hy pragtig van buite af. Maar ek weet nie wie van julle al die gedoente gesien het as sy dop af is nie.
Dis baie keer skrikwekkend. Een ou vertel vir my, hy het in 'n vliegtuig gevlieg. Ek dink meeste van ons het daarom seker al dit beleef. En ek kyk ook tot my spyt baie keer as daai flappe op die vliegtuig se vlerk so oop gaan, dan sien jy die binnegoed van die vlerk. Dit is skrikwekkend. Jy moet liewer nie daarna kyk nie. Jy kan nie dink hoe daai ding in die lug bly nie, want jy sien sommer dwars deur. Dis hoe God sien. En hy verstaan te midde daarvan dat hy dit sien. Hy ken ons soos 'n pottebakker die klei ken wat hy gebruik. Hy weet van elke kraak, hy weet van elke fout, hy weet van elke knoppie wat in daai pottebakkerswerk is. Maar die Bybel sê, ek hoop dit verras jou, God hou van jou gebrokenheid. Hy hou daarvan. Hy sê in Psalm 34 vers 18, hy is naby die wat gebroke van hart is. En die woord gebroke is die Hebreëse woord shabar, wat beteken bars. Jy nou geskrik. Jy skrik het jy reeds geslaap, dan is jy nou wakker. Bars, shabar beteken bars. Dit beteken jy's gebroke, jy het gebars. Jy het jou gesien. Maar die Here soek jou gebrokenheid. Hy wil hê jy moet gebroken wees. Ek wil amper sê, hy koester dit. Soos jy jou klein kindjie, toe hy of sy nog klein was, se foute gekoester. Dit word later vreeslike goed in jou lewe, maar aanvanklik ook, as jy kort getroud is, dan koester jy half die foute van jou huweliksmaat. As jy dit maar net die res van jou lewe so kan volhou, sal dit beter gaan met jou. Maar die Here verander nie. Hy koester amper jou foute. Die derde ding wat jy moet weet oor gebrokenheid is, God werk deur gebrokenheid. 1 Korintiërs 1 vers 27 sê, God het ons swakheid gekies om die magtiges, die mense wat weet, die mense wat kan, skaam te laat kry. Maar die beste bewys dat God rustig is, dat God nie 'n probleem het met jou gebrokenheid nie, is waar ons vandag is, Kersfees. Het jy al raak gesien, ek weet ons lees die storie so baie en ons is dit al so gewoon dat ek het dit ook al gewoond geraak. Ons weet van alles wat daar rondom gebeur het, maar het jy al vir 'n oomblik stilgestaan en gedink hoe weird, vreemd die Kersfees storie eintlik is? Kom ons kyk 'n bietjie daarna, so vir 3 punte. Jesus word 'n mensbaba. Hy kon enige iets gewees het. Hy kon op enige manier die aarde gered het. Hy kon met 'n F1 vliegtuig of 'n ruimteskip gekom het. Hy kon op 'n wit perd gekom het, maar hy kies 'n baba om gestalte te gee, om vir ons te kom wys hoe is God. Hoekom doen hy dit? Want hy wil vir ons sê, gebrokenheid maak 'n mens afhanklik en hy is mal daaroor as ons afhanklik is van hom. Dis wat hy soek by mense. Die tweede ene is, Jesus word in 'n stal gebore. Dis nie 'n fout in God se beplanning dat daar toevallige nag die geboorte plaasgevind het wanneer daar geen herberg beskikbaar was. 5-ster hotel, niks, geen goeie blyplek was beskikbaar toe Jesus gebore word nie. Dit is nie toevallig nie, daar's niks by God toevallig nie. Dit is so beplan. Dit is so beplan. Want God wil vir ons met Kersfees ook kom wys gebrokenheid, ons foute, ons gebrokenheid, kan nie sy wil in die wiele ry nie. Hy is gebore tussen 'n klomp stinkende diere. Nou ons lees dat dit 'n stal is, maar die nuutste goed wat die ouens nou begin uitwerk, omdat hulle die woord ontleed en baie meer lees en baie meer dink, sê dit was 'n grot waar 'n klomp diere gebly het. Ek weet nie of jy dit al geruik het. Ek en Marika wat die voorreg gehad om saam met ons kinders so vir 'n 3 dae in Oostenryk te kon wees.
En ons het daar by 'n dorpie Mariavaar in Oostenryk gebly vir so 2 nagte. En toe gaan loop ons in die dorpie om te kyk, want dit is verskriklik, dis regtig oud. Dis hierdie smal straatjies en die cobblestones en die hoë gebouetjies wat so staan. En ons loop daar verby 'n plek op pad na 'n eetplek toe en ons kry hierdie onaardse, geweldige stank wat jy in jou lewe omtrent nog nie gehoor en geruik het. En toe besef ons, in die winter slaap die diere onder die huis van die mense in 'n stal, wat onder die huis is, wat deel van die huis is. En dis hoekom dit so vrot, maar dis onaardig. Ou wat Israel besoek het, sê ons sal dit nie glo nie. Hierdie blyplekke van die diere is stinkend, dis verskriklik erg. En dan boonop is die kind gebore in 'n voertrog. Wie van julle, Leroy, sal jou kind toelaat of blootstel aan soveel kieme kort na sy geboorte? God kies dit. Dis nie toevallig nie. God kies dit om vir jou te sê, slegte planne, struikelblokke, kan nie sy planne in die wiele ry nie. Die laaste ding wat ons moet hoor is dat hy dit vir die skaapwagters eers te sê. As jy nou gepraat het van stink, dit was 'n stinkende looitjie daai. Ek weet nie of julle al geruik het, hoe ruik iemand wat so vir 'n week of 3 nie gebad het nie. Dis hoe hierdie lot geruik het. Maar wat sal jy doen as jy 'n groot prestasie behaal of iemand gee jou 'n geweldige groot geskenk? Vir wie bel jy eerste? Die belangrikste mense in jou lewe. En toe Jesus gebore word, toe bel God eerste die belangrikste mense in die wêreld in sy oë. Want hy sê in Jakobus 4 vers 6, hy weerstaan hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederiges, die gebrokenes. God wil met Kersfees vir ons kom sê, hy is nie skaam om met ons geassosieer te word nie, al is ons die mees gebroke lot in die hele wêreld. Hy voel tuis tussen gebroke mense. Ons hoef nie ons gebrokenheid weg te steek vir mense of vir God nie. Ons hoef nie soos Adam en Eva, as ons sonde gedoen het of foute maak, gaan wegkruip waar niemand ons kan sien nie. Daai era is verby. Want foute kan nie vir God keer om ons lief te hê, om na ons toe te kom nie. Kersfees kom sê vir ons het 'n uitsonderlike God, 'n uitsonderlike koning, wat nie na die wêreld toe kom as 'n koning wat in 'n paleis wil bly waar alles reg moet loop nie. Ek wonder wat sal ou Prins Charles doen as hy hier kom kuier by my en ek boek hom in by 'n shack. Konings vat dit nie, dis benede hulle. Maar ons koning kom vereenselwig om met stikkende, gebroke mense. Ons God staan uit, omdat hy anders as ander gode, nie vir ons sy koninklikheid en sy majesteusheid kom wys nie. Hy kom wys vir ons dat hy gebroke en kwesbaar geword het ter wille van ons. En as dit vandag nie vir jou oortuig, dat God jou bo alles lief het, dan weet ek nie, wat sal jou oortuig nie. Jesaja sê vir ons in Jesaja 53 vers 1 tot 5, hy sê, die knegg, as Jesaja praat van die knegg, dan praat hy van Jesus wat gekom het, hy sê die knegg was nie mooi of koninklik, sodat die wêreld van hom sou hou nie, inteendeel hulle het hom verag, maar hy het gelei, en hy is gestraf, sodat ek en jy in vrede en vreugde kan lewe. Dit is die hart van God vir Kersfees. Dit is hoe God geken wil word op aarde. As die een wat hom verneder het, ter wille van my en jou. My vraag vandag is, ken jy hom so? Ken jy hom so?
Of is jy soms so skaam as jy iets verkeerd gedoen het, dat jy ook vir hom wegkruip? Die Here het op my hart gedruk vir Kersfees vandag, om vir jou te sê, moenie skaam wees oor jou foute en jou gebrokenheid. Moenie dit probeer wegsteek of cover nie. Moenie in jouself probeer opblaas om beter te lyk as wat jy is nie. Raak tuis in jou gebrokenheid. Want die Here soek jou so. Moenie skerm of verskonings maak vir jou sonde om jouself soos 'n wurm te laat voel nie. Jesus het gekom om jou sondes te vergewe. Aanvaar en erken jou foute en tekortkominge. Dit is die heerlikste om saam met iemand te lewe en saam met iemand te doen gekry wat vir jou kan sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak en is verby. Moenie met ander kompeteer nie. In die sosiale media era is dit nogal 'n ding wat ek raak sien. Dat jy hierdie ding het, jy moet kompeteer met die ander ouens, want jy moet net so goed lyk, jy moet beter lyk, en dan projekteer en post jy goed wat nie waar is nie, net om goed te lyk in mense se oë. Jy het nie nodig om dit te doen nie. Moenie toelaat dat sosiale media jou minderwaardig laat voel of jou aanspoor om te wys wat jy nie is nie. Moenie moed verloor oor jou foute nie. Wendell Berry, en ek het dit nou nie op die skerm gesit nie, het in 1934 'n gediggie geskryf. Hy was 'n boer, maar dit het my so geraak en ek hoop dit raak jou ook, die ingesteldheid teenoor mens wees. Hy sê, ek lees dit in Engels, when I rise up, let me rise up joyful like a bird. But when I fall, let me fall without regret, like a leaf. Raak tuis met jou foute. Ek sê nie daarmee jy moet dit nie aan dit verander of jou vrou nou sê, man, ek is nou maar so, soos ek is, ek kan nie verander, is nie wat ek bedoel nie. Staan op as jy geval het, dis wat jy moet doen. Jy moet nie jouself uitmergel of jouself onderdruk nie. Gebrokenheid is vir God 'n tool, 'n stuk gereedskap om jou nader aan hom te kry. Hoor jy dit? Hy verkies jou gebrokenheid, want as jy nie gebroken is nie, dan dink jy kan sonder God en jy kan nie. God wil dit nie hê nie. God wil nodig gehê wees in jou lewe. Engelse A.W. Tozer het gesê, God wants to be wanted. Ek het dit nou 1000 keer al gesê en ek hoop jy onthou dit. Leonard Sweet, waarvoor ek baie lief is, sê die toelatingseksamen om 'n Christen te word. Weet julle wat dit is? Wie kan vir my sê? Aanvaar Jesus. Dis nommer 2. Nommer 1 is bely jou sonde. Erken jou foute. Dis die toelatingseksamen om 'n kind van God te word. Gebrokenheid, foute, behalwe dat dit 'n stuk gereedskap van God is om jou nader aan hom te trek, is dit ook die beste manier om die evangelie te verkondig aan ander mense, om gebroken te wees, om ook vir ander mense te sê en te wys, ek is 'n gebroken mens, ek maak ook sonde, ek is nie high and mighty wat alles reg doen nie. Dis baie kerke wat dit doen. Wat dink jy moet perfek wees? Jy moet 100% alles reg doen voordat jy evangelisasie kan doen. Bog. Die beste evangelisasie, julle weet wat evangelisasie is. Die beste manier om die evangelie te verkondig is uit jou gebrokenheid. Een ou het een keer gesê, ons Christene is almal 'n klomp bedelaars. En die ou wat gered is die ou wat net weet waar om kos te kry. Daar's baie sulke boemelaars by my huis wat weet waar om kos te kry. En ek en jy is so. Ons is die boemelaars in die wêreld wat weet waar die kos is en wie vir ons sal gee. Jy's nie beter of groter as iemand anders. Paulus sê, hy het niks om op te roem nie. Maar hy roem in sy foute, sy gebrokenheid voor die Here.
Ek het dit al vir 'n paar mense gesê, ek het vir myself die frase ontwerp om vir mense te sê, en ek sê dit baie keer vir my vroutjie, as ek te veel foute maak, dan sê ek vir haar, weet jy, as die Here my foute wegvat, het ek niks. So ek roem in my foute, nie om daarmee te sê ek gaan nie verander nie, om daarmee te sê ek is 'n gebroke mens, en is al wat ek het en op te noem. Al die groot name in die Bybel, noem hulle op, Moses, Jesaja, Samuel, Gideon, Samson, Deborah, David, Paulus, Amos, jy kan nog 'n klomp bysit. Almal van hierdie ouens was swak, gebroke mense, en God het hulle gekies om iets vir hom te doen. Sommige van hulle het so gebroke gevoel, ek dink aan Gideon, dat hy weggekruip het vir mense. Moses het gesê, ek sien nie kans om hierdie ding te doen nie. Maar God het hom gekies, nie die ander mense wat kon nie, vir hom. En dit het by Kersfees gebeur. Leonard Sweet sê, as God wil breek, as God wil spog, dan kies hy die swakste skakel. Want is juist as hy die swakste skakel kies, wat gebeur, wat 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, sy krag kom tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarom kon Paulus sê, hierdie onverstaanbare goed, as ek swak is ek sterk. Mense verstaan dit nie deesdae nie, maar ek en jy verstaan dit, want die hele Kersfees storie het dit vir ons kom sê. Daar's krag in jou gebrokenheid. As jy jou foute omhels, vrede maak met dit en dit vir die Here gee. Moenie Kersfees verkeerd verstaan of afwater nie. Baie van ons het hierdie idee, dis hierdie idilliese storie, hierdie romantiese storie van Kersfees, babietjie gebore in 'n stal, en is vir 'n dag en is verby. Dis nie Kersfees nie. Kersfees is by uitstek die storie van hoe ek en jy met ons gebrokenheid in krag kan lewe. Ek sluit af, 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, die alles oorheersende, hy sê eers, ons het hierdie skat in die kleipotte, ons is kleipotte wat kan breek, dis ook my logo gewees van die preek. Ons is breekbare kleipotte, maar ons het hierdie skat in ons, en dan sê, dit is die alles oortreffende krag kom van God af, nie van ons af nie. Vriende, die Here wil vir jou kom sê vandag, jou foute, waar ander mense jou uithaal, en wat ander mense voor jou gooi, en wat jy self probeer ontken, en van wegkom so ver as wat jy kan, is nie 'n struikelblok nie, waarvan jy ontslae moet raak nie. Dis God se pad na krag toe. Ek hoop jy het vandag gehoor wat die Here op my hart gedruk het. Ons Hemelse Vader, ek bid vandag dat die woord wat U met ons gedeel het, ons vandag op 'n manier net bietjie beter sal laat voel oor onsself. Dat die boodskap van Kersfees ons vandag sal motiveer om nie high and mighty te lewe nie. Nie te dink ek moet alles reg doen en myself te verknies oor alles wat ek verkeerd doen nie, maar dat ek my foute sal aanvaar. Omdat U my foute koester. Want dit kan U nader bring aan my. Ek bid dat U al ons sonde sal vergewe. Maar hy het ook vir ons sal help om nie na sonde en foute te gaan lê nie, maar op te staan en die wêreld in die oë te kyk, omdat U lewe, omdat U God is, en omdat U my ten spyte van my foute bitter lief het. In Jesus se naam. Amen.